Goeiedag, Grootbrak Groter familie. Voorreg om saam met julle te kuier en saam met julle weer rondom die woord te dink. En die gedeelte wat ek saam met julle gaan oordink, kom uit Handelinge 16, waar hier die groot oorgang en transformasie eintlik plaasvind. En so dink ek ook aan julle gemeente, wat ook in 'n oorgangsfase is, met twee predikante wat standplaatsverwisseling dan doen. Ja, en dit is nie net die predikante en hulle gesinne nie, maar ook die gemeente en eintlik die gemeenskap. Ja, en ek persoonlik het ook lief geword vir Dani. Dit is ook jammer dat hy dat ons hom minder gaan sien, maar so is dit ook 'n groot en belangrike tyd vir hulle persoonlik, maar ook vir die gemeente. En dit is in so 'n tyd dat 'n mens byna kan begin soos die psalmdigter, en dan wil ek graag die diens met Psalm 121 begin. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Die beskermer van Israel. Sluimer nie in nie en slaap nie. Hy beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Amen. Die Here groet jou ook, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Daar was ook so 'n transformasietyd rondom die jaar 2000. En die NG Kerk het op daai stadium gesê, was dit nie tyd om 'n soort van nuwe geloofsverklaring en geloof eintlik te bely nie. En dis eintlik besonder ook dat 'n mens in 'n tyd wanneer daar verandering is, weer kan terugkom soort van na die anker toe. En hulle het 'n pragtige belydenis eintlik gedoen oor God drie-enig. En ek gaan dit vir julle voorhou. Ons glo in God, dat God as Vader alles gemaak het en daarvoor sorg. Dat God as Seun die sonde en ellende van ons bestaan oorwin het en uiteindelik heeltemal sal wegneem. Dat God as Heilige Gees vir ons intree en ons leer wat die waarheid is en hoe om volgens die waarheid te leef. Dat God die Vader steeds die wêreld waarin ons leef regeer as die goeie en liefdevolle Vader, wat nooit sy kinders in die steek laat nie. Dat God die Seun as die ware mens Jesus gelei en gesterf het vir wat op aarde verkeerd is. Dat hy as bewys van sy oorwinning oor die kwaad opgewek is en nou by sy Vader is. En dat hy weer sal kom vir die finale heelmaak van alle dinge en vir die nuwe lewe saam met God. En dat God die Heilige Gees die hele skepping nader laat beweeg aan die nuwe lewe saam met God. Dat die Gees aan elke gelowige die geloof skenk en ons lei om die Bybel te verstaan en ons leer hoe om as Christene te lewe. Amen. Ja, en saam met hierdie geloofsbelijdenis wil ek dan saam met jou gaan na die skrif en ek gaan lees uit die 1983 vertaling in die boek Handelinge. Handelinge is 'n boek wat eintlik begin met die storie van Christus as die opgestane Here. En dan sy hemelvaart. So dit is 'n groot transformasie eintlik. As Christus soort van uit hulle gesig in die teenwoordigheid van God verdwyn. In die dimensie van God verdwyn. En dan word die Heilige Gees uitgestort. En dan is die boek Handelinge eintlik 'n boek wat handel daaroor dat hier 'n hele nuwe fase aanbreek. Die fase van die Heilige Gees. Die fase van die kerk. En die fase van 'n geloof wat nie net gesetel is in Jerusalem en vir die Jode nie, maar wat van Judea na Samaria na die uithoeke van die wêreld versprei. Dit is 'n boek van gebed. Dit is 'n boek van hoe God besig is om nog steeds te werk en dit eintlik uitrol na nuwe wêrelde toe. Dis 'n aangrypende boek, die boek Handelinge. En dan is daar die storie van Paulus
wat daar totale transformasie plaasvind. Ek het iewers in die jaar ook 'n boodskap gehad oor Paulus se bekering en die verandering wat by hom gekom het. Maar die verhaal wat ek saam met jou vandag wil lees, gaan oor sy tweede sendingreis. En hoe dat hy hier op 'n sekere plek in sy tweede sendingreis 'n besondere openbaring van God beleef. Handelinge 16 vers 6, die gesig in Troas. Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan. Maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. En daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien, wat by hom staan en hom smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. En ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daai deel van Macedonië, ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Saterdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, en omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees, ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar bymekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. En sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. En daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis." En sy het ons oorreed om dit te doen. Liewe Grootbrak familie, 'n tyd van transformasie, verandering. Ek wonder, hoe lyk dit by jou? Jy weet, is dit 'n nuwe fase in terme van jou verblyf? Voorheen op 'n ander plek gebly, nou hier in Grootbrak kom aftree. Is daar 'n nuwe fase in julle gesin? Is daar 'n nuwe tydvak in terme van 'n klomp ander dinge wat dalk plaasvind in jou lewe? Het jy dit al ervaar, dat iewers gaan deure toe en iewers gaan deure oop? Ja, en soos ek in die begin gesê het, ook hierdie gemeente, Grootbrak, is by so 'n fase, waar nie net die predikante verwisseling 'n soort van 'n transformasie is nie, maar die hele gemeente eintlik daarmee saam nuwe vrae moet vra oor 'n nuwe tydvak. Waarvoor roep God ons nou? Hoe hoor ons sy stem? Waarna toe stuur hy ons nou? En is iets daarvan wat Paulus beleef toe hy hier by Troas uitkom. Hy het eintlik 'n ander plan gehad. So hy wou soort van weer terug op sy voetspore van sy eerste sendingreis en 'n bietjie verder noord beweeg, en in Asië verder gaan. En na Bitinië toe en na Misië toe. En dan is die volgende 4 goed wat gebeur, as 'n soort van uitrol van sy gedagtes wat nie loop soos wat hy gedink het nie. En die eerste is dat hierdie deure eintlik vir hom toe gaan. Die tweede is dat daar 'n gesig van 'n man van Macedonië verskyn. Die derde is dat daar 'n soort oortuiging en 'n roeping groei. En die vierde is dat hierdie roeping 'n groot
uitspeel in 'n nuwe wêreld, die wêreld van Europa sou hê. Ja, want jy sien die eerste ding is Paulus se eie planne het nie so uitgewerk nie. Dit was asof die Here hom verhinder het, staan daar. Die Heilige Gees vir hulle, nie net vir hom nie. Dat is eintlik dis in hierdie groep op 'n manier net 'n ervaring wat die Gees wil nie hê ons moet hier na die provinsie Asië toe gaan nie. En die Gees het hulle nie toegelaat nie, staan daar verder in vers 7 om na Bethinië en Misië toe te gaan nie. Ek weet nie presies hoe dit gewerk het nie, want hy sê nie meer daaroor nie. Maar jy weet net op 'n manier is hulle verhinder het daar deur toe gegaan en die Gees, hulle het net geweet, maar die Gees wil nie hê ons moet so intoe gaan nie. So wat het hier plaasgevind? Sy eie kop, sy eie planne met vasgeloop. Hier was 'n T-aansluiting. Hier was 'n stopstraat. Hier was 'n rooi lig. Dis dalk mense wat nie, hier was dalk vervoer wat nie jy weet, dis partykeer werk goed nie uit soos wat 'n mens dit self beplan nie. Dis soos die Spreuke 16 vers 9 teks sê, 'n mens beplan sy pad, maar God bepaal hoe hy loop. En dis die eerste ding wat hier gebeur. Die Gees van God verhinder, maak toe, laat nie toe nie. Ek wonder of jy ook kan assosieer daarmee. Jy weet, dat daar goed is waar jy weet, maar ek moenie hierdie toe nie, ek moenie daai nie. Ek moet liewers nie daar. En dan is die tweede ding wat gebeur. Hierdie besondere ervaring van Paulus, van 'n gesig in die nag, van 'n man wat aan hom verskyn, by Troas. Troas is 'n plek, 'n klein stad, en ek het die voorreg gehad om daar te wees, so teen 'n helling, en dan kyk jy daar eintlik oor die see in die rigting van Europa. Nou Macedonië is dan eintlik 'n provinsie van Europa. En Filippi is 'n stad daar. Belangrike stad staan hierso. En dis 'n man van Macedonië wat in die gesig aan Paulus verskyn en vir hom sê, kom oor en help ons. Dit laat 'n mens vra, maar hoe verskyn God aan ons? Hoe praat hy met ons? Jy weet? Want hy doen dit natuurlik op verskillende maniere, en daar is baie ander voorbeelde in die Bybel, byvoorbeeld dat hy deur ander mense met jou praat. Ons as gelowiges sal sê dat hy deur die Bybel met ons praat. Partykeer weet jy, en ek het dit baie keer al ervaar, dat ek in die nag bietjie wakker lê of vroeg in die oggend opgewek word en dat daar dan 'n soort van 'n boodskap in my kom wat ek weet, maar dit is wat die Here op my hart lê. Jy weet? Maar hierdie is eintlik dat die Gees 'n soort van 'n gesig vir hom gee. Van 'n nuwe wêreld waarna toe hy moet gaan. En dat daar 'n man is wat soort vir hom sê, kom help ons. Weet jy of jy dalk iets daarvan al beleef het, dat daar so iets kom nie. Maar in elk geval, dit is verseker so, die teks wil eintlik vir ons sê, God is besig deur nuwe deure oop te maak, 'n nuwe fase te laat aanbreek, 'n nuwe era, 'n nuwe wêreld te open. God maak nuwe deurbrake. En as 'n mens daaraan dink, kan 'n mens teruggaan ook na die tyd van die reformatie toe. Laas Sondag het Shernay ook daaraan aandag gegee, omdat dit reformatie Sondag was, dat Luther by 'n plek gekom het waar hy eintlik besef het, maar die pad van die Rooms-Katolieke Kerk van daai tyd, van hoe om van jou sonde en probleme ontslae te raak, onder andere die afkoopstelsel, dat dit 'n pad is wat 'n doodloopstraat is. Dat die Gees eintlik vir hom laat besef het, maar dis nie hoe jy van jou skuldgevoel en jou sonde ontslae sal raak nie.
En dat het ek nou gesê liter, en dis wat ek eintlik bedoel het, liter, toe hy uiteindelik besef het, maar die pad wat die Here oopmaak is die pad van genade en van geloof in Christus alleen, en dat dit toe vir hom 'n hele nuwe wêreld oopgemaak het. 'n hele nuwe wêreld. Dat hy toe die Bybel vertaal het in Duits van Latyn af, sodat gewone mense dit kon lees. Dat daar 'n wonderlike storie ontwikkel het dat hierdie non Katharina saam met 'n klompie ander uit 'n klooster 'n brief aan hom geskryf het en dat hy dit geantwoord het en sy soontoe gekom het en uiteindelik gesê het, maar ek wil met jou trou, Luther. En dat sy 'n nuwe wêreld oopgemaak het vir hom weer, van vrolikheid en vreugde, en van musiek en sang en liedere, en hulle saam kon komponeer en hulle kon 'n blydskap in die evangelie kry. Sien, 'n nuwe wêreld wat God oopmaak. 'n nuwe wêreld wat God oopmaak. En daai deurbraak wat hy in Luther se lewe gemaak het, is iets van wat hier by Paulus ook gebeur. So God doen dit nog steeds. In die 16de eeu het hy gedoen. Vraag is of hy dit vandag ook doen, dat hy sit van vir ons 'n deur oopmaak na 'n nuwe fase toe. In hierdie geval van Paulus, daar by Troas, toe die gesig na hom toe kom, dan staan daar iets baie moois, en dit is dat daar staan dat hy, nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak om na Macedonië te vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Sien, as God so aan jou verskyn, en op ander maniere, dan kom daar oortuiging. En daai oortuiging is, dat God eintlik self vir jou roep. 'n oortuiging, dat daar 'n roeping is. Ek dink dis 'n baie groot verskil tussen gelowiges en gelowiges. Is mense wat soort van nie sensitief genoeg is vir die roepstem van God en 'n oortuiging het dat hy besig is om vir hulle te roep om 'n taak te aanvaar nie. Paulus was en het gereageer daarop. Want uiteindelik is dit hierdie oortuiging dat God nog vir my 'n roeping het, wat 'n baie groot verskil maak in 'n mens se lewe. 'n Lewe van betekenis. 'n Lewe van 'n nuwe fase. En dis wat gebeur. Paulus hulle vertrek Macedonië toe. En dan gebeur die volgende ding. En dit is dat hulle in Macedonië by Filippi uitkom, dat hulle op die Sabbatdag daar na die rivier toe gaan, want hulle het geweet daar's 'n bidplek, en dat hulle hierdie vroue daar kry, en dat hulle dan spesifiek vir Lydia kry. 'n Besigheidsvrou, handelaar in perswolmateriaal, purperverkoper, het die ou vertaling gesê en ook die 2020 vertaling. En hierdie vrou, Lydia, wat gebeur met haar? Sy was klaar, het die Here al van haar gewerk, dat sy aan die Joodse geloof begin geïnteresseerd raak het, en 'n proseliet geword het. Maar nou kom die Gees van God staan hierso. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. So, dis nie net wêrelde nie, maar is ook 'n hart wat hy open. En Paulus weet, maar sy's gereed om die evangelie te ontvang. En dis dan ook wat gebeur. En sy en haar huisgesin word gedoop. En sy maak haar huis oop. En van haar af begin die evangelie verder versprei. En die tronkbewaarder van Filippi is nog iemand en so kom die wonderlike gemeente van Filippi tot stand. En Filippi is die eerste gemeente in Europa. En van daai gemeentetjie af versprei die evangelie in die hele Europa, en uiteindelik is ons miskien nou nasate van daai gesig wat in Troas aan Paulus verskyn het. En sy oortuiging en roeping. En sy aksie by sy roeping. En dit
het 'n geweldige verskil gemaak in die geskiedenis van die kerk, in die geskiedenis van die Christendom. In die feit dat ons hier sit en medegelowiges kan wees. Maar hoe werk die Here vandag met jou met hierdie teks? Jy weet, is al goed wat jy in die eerste soort van ding wat hier gebeur, weet dat die Here is besig om jou deur 'n sekere deure vir jou toe te maak. Is hy besig om vir jou gesig te gee, oortuiging te laat ontwikkel, dat daar iets anders is vir jou. Luister jy na sy roepstem dat daar 'n soort van 'n nuwe wêreld, nuwe fase, nuwe bediening dalk vir jou voorlê? Hoe gaan jy daarop reageer? Wie gaan jy ontmoet langs die pad? En wat 'n soort belewennisse en ervarings van die Lydias en die tronkbewaarders en so aan gaan jy hê? Jy sien, maar dit is 'n opwindende reis. Dit is wat Handelinge eintlik vir ons kom sê. Die evangelie van Christus versprei dwars deur die hele wêreld. Die Gees van God is die een wat mense se wêrelde en se oë en se harte oopmaak. En daar's oortuiging en 'n roeping wat moet groei en waaruit jy aksie moet neem. Mag dit so wees dat iets daarvan vir jou waar is. Ons het voorreg gehad om daar in Turkye te toer en daar was een meisie wat ons ontmoet het saam met haar vriendin, Sarah en Neda. Hulle kom van Iran af. En ons is daar in Efese en ons stap daar by soort van strandfront en daar is 'n pragtige plek en ons neem foto's daar. En hierdie twee meisies kom aan, hulle hoor die vrolikheid, hulle sê hulle wil ook deel van die foto wees. En ons begin gesels. En uiteindelik sê hulle kom eintlik van die moslim geloof. Hulle het begin geïnteresseerd raak in die Christelike geloof. Hulle kom eintlik nou van 'n kerk af. En soos het ons gesels, kom ons agter, sy so gereed om die evangelie van Christus te aanvaar en deel van haar lewe te laat word. En dit gee die geleentheid vir een van 'n vrou hier van George wat saam was om dit met haar te deel en saam met haar gebed te doen. En ons het later toe met haar kontak gehad. Sy het 'n oortuigde Christen geword. Sy het uiteindelik met 'n pastoor daar van Efese getrou. En sy het 'n totale nuwe lewe gehad. Sien, baie keer werk die Here op opwindende, interessante, verrassende maniere. En maak hy nuwe wêrelde oop. Mag dit ook vir jou so wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Baie dankie dat u in Christus lewe en dat die evangelie voortgaan. En dankie dat u Gees dit waarborg. En dat u nog steeds vir ons op nuwe paaie stuur. Nuwe oortuiging en 'n nuwe roeping vir ons dalk het. Soos wat iemand dalk nou luister na hierdie boodskap of hieroor nadink. O Gees van God, wil u nie daai oortuiging laat groei en sterker word nie. En wil u die bediening wat daaruit voortkom regtig seën. Ek kom ook na u toe vandag en ek kom vra dat u met die gemeente sal wees. Met elkeen hier, besonder met Dani en sy gesinnetjie en ook so met Shernay en haar gesin. En ook so aan die ander kant met Leon hulle, daar van Stellenbosch. En dat hierdie transformasietyd in hulle lewens ook 'n tyd sal wees waarin u op 'n besondere manier vir hulle begelei. Ek bid ook vir die gemeentes weerskante. Ek bid dat hierdie tyd ook 'n tyd van nuwe oortuiging en nuwe roeping sal wees. Ek bid vir hierdie streek waar so baie mense intrek. Ek bid vir Suid-Afrika. Ek bid vir die wêreld, Here. Dat u vir ons oral sal laat weet dat u dalk nuwe deure oopmaak, nuwe wêrelde open. En dat u vir ons roep om die wonderlike evangelie van Christus met mense te deel. Wil u met elkeen wees wat u besonder nodig het. Mense wat siek is dalk. Mense wat swaar kry. Mense wat bekommernis het. Familie is wat ver is en alleen voel. Wil u asseblief u genade oor elkeen gee. Kom vra dit in u naam. Amen.
U kan ook huis toe gaan met die wete dat God in Christus en die Heilige Gees saam met jou gaan. Want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefdevolle sorg van ons hemelse Vader, en die teenwoordigheid en inspirasie en leiding van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Kom ons kyk na die afkondigings van die NG Kerk Groot Brakrivier vir die week 2 tot 9 November 2025. Wat Sondag 2 November betref, ons het die erediens om 9 gelei deur Dr. Gerry van Deventer. Daar is geen katedese nie, maar die kleuterkerk gaan wel voort in die konsistorie. Daar is 'n spesiale offer vir geopende deure by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloofpreek om 10:00 is digitaal. Wat Dinsdag 4 November 2025 betref, die bestuurspan vergader om 17:30 in lokaal 6 onder voorsitterskap van Willem de Pre. Ons vra asseblief u voorbeding vir die vergadering. Woensdag 5 November is daar 'n kooroefening by die kerk om 16:45. Alle belangstellendes is welkom. Kontak gerus vir Marida by 082 471 0751. Sondag 9 November. Die erediens om 9:00 sal gelei word deur Dominee Shanay Viljoen. Dit is die afsluiting van katedese vir 2025. Daar is wel kleuterkerk in die konsistorie. Daar is 'n spesiale opoffer vir Upworth Downs skool by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloofpreek om 10:00 is digitaal. Die katedese sluit ook af op 9 November. Katekisante ontvang getrouheidssertifikate in die kerk en ons hou 'n afsluitingstee na die erediens. Gebedsgidse, die gebedsgidse vir November 2025 is beskikbaar in die voorportaal. Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, kerkbode en gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Bybelblokraai. Die Bybelblokraai en Bybelwoordsoek nommer 29, asook die antwoorde vir nommer 28, is beskikbaar in die voorportaal en by die traliehek van die kerkkantoor. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Die leraars besoek nuwe intrekkers. En indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Dit is maandag, woensdae en vrydag tussen 8:30 en 12:30. Kom ons kyk na die bedieninge, die getuienisbediening. Wat die Wolwerdans boodskap, sop en broodprojek betref. Baie dankie aan almal wat so getrou gehelp het met die voorsiening van sop vir 115 gesinne elke 2 weke. Die uitreikdatums vir die 4de kwartaal is 5 en 19 November en dan ook 10 Desember. Die behoeftes vir die getuienisprojekte. Daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Ons benodig asseblief ook 'n enkelbed en indien moontlik 'n matras vir 'n ouma in Wolwerdans. Baie dankie weer eens vir al die bekers. Ons het nou eers genoeg wat ons ontvang het, sowel as die 2 selfone. Laasgenoemde vervul 'n belangrike funksie om met die leiers in Wolwerdans te kommunikeer. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Kom ons kyk na die Wolwerdans Kersprojek. Ons maak gereed vir die afsluiting van hierdie jaar se uitreike na Wolwerdans. Ons gaan vir 115 gesinne elk 'n aankoopkaart van R475. Daar is reeds fondse daarvoor van 5 donateurs ontvang. Ons wil dit gee om kos aan te koop oor die tydperk wat ons nie besoek gaan bring nie. Ons benodig wel hulp om vir 175 kindertjies 'n bederfpakkie te gee. Enige bydrae kan by die kerkkantoor ingedien word asseblief. Ons kyk na die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By
By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, dan ook seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien nie by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak asseblief vir Corrie Pieters. Dis by 082 327 9527. Die omgeebediening het ook behoeftes, kan jy help? Ons het 'n behoefte vir 'n kamer om te huur vir 'n enkellopende ma met 2 kinders. Kontak asseblief vir Wendy, indien jy kan help, by 083 528 5823. Die omgeebediening, dis weer sulke tyd vir die gevulde koffieflesse vir Kersfees. 'n Geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers of koekies. Bind 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vatdoek buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig in by die kerkkantoor of terug in die houer voor einde November. Baie dankie aan almal wat so getrou kruideniersware skenk vir ons omgeehouer voor in die kerk. Die ondersteuningsgroep. Die groepie is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, by mekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Hulle doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Hulle doen dit deur rygeleenthede vir dokterafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ook hulp met inkopies. Ook ondersteuning deur net daar te wees tydens moeilike omstandighede en dan ook om uit te reik na die mense om die toenemende probleem van alleenwees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone daar is Rihanna Breers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Nou 'n groot dankie. Ons wil u graag in hierdie tyd bedank vir al die harde werk tydens ons dankfees. Ons is dankbaar vir elke bydrae. Ons lof en dank aan ons Here Jesus. Die Groenewald Fonds. Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewald Fonds sluit op 30 November 2025. Die voorgeskrewe vorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asseblief die kerkkantoor indien jy enige verdere inligting benodig. FEBA Radio SA bid die week vir FEBA wêreldwyd. En die gebed vir die week is dan, ons bid dat elkeen in FEBA wat Bybelonderrig gee, getrou aan God se woord sal bly en dat elke Bybelprogram 'n saadjie sal saai wat vrug dra in luisteraars se harte. Ons webwerf baie maklik nggrootbrak.co.za. Wat die week van 2 November betref, is daar eerstens die erediensbediening, die skakel na die YouTube familie erediens van 2 November, gelei deur Dr. Gerry van Deventer is beskikbaar. Dan ook die getuienisbediening, daar is die weeklikse nuus van Lenet van Madagaskar. Daar is 'n Bybelstudiereeks. Eerstens die skep asem vir vandag, dis 'n heerlike begin vir elke dag. En dan ook tweedens die weeklikse stof tot nadenke met die tema grense. Daar is ook gemeentenuus, onder andere die onvergeetlike dankfees van Oktober 2025 en hou ook die webtuiste dop om die SS konsert se video nuut van die pres te kry. Daar is ook die weeklikse afkondigings op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Ons adres is natuurlik Langstraat 10 in Grootbrakrivier en die belangrikste telefoonnommer is die kantoor 044 620 2205. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning vir die werk van die Here.